Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel graag met u 'n gedagte rondom ons godsbegrip. Nou, ons hele geestelike lewe en uit die aard van die saak dan ook die res van ons lewe, want die res van ons lewe word bepaal deur ons geestelike lewe en dit alles is gegrond in my godsbegrip. So, elke een van ons het 'n godsbegrip. Hoe sien ons God? As ek nou aan God dink, wie is God as ek aan hom dink? En as ons nou vanaand kyk, dan kyk ons bietjie na Johannes se progressiewe openbaring van wie Jesus is. Want Jesus is die openbaring van die Vader. So, soos Jesus is, soos die Vader. En nou sien ons die eerste wat Johannes met Jesus te doen het, is in Johannes 1 vers 35. Daar staan die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disippels, dit was nou Johannes die Doper, en toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En daar sien Johannes die disipel die eerste keer vir Jesus. Nou, die heerlikheid van Jesus was verborge vir die natuurlike persoon en vir die natuurlike mens. So nou sien ons, van daar af het Johannes baie met Jesus te doen. So, nou lees ons in Matteus 17 vers 2. Daarna word Johannes geroep. Jesus loop by die see, hy roep hom en Johannes gaan agter Jesus aan. So word Johannes deel van die binnekring van Jesus. Hy word dan uiteindelik een van die, of dan nou die geliefde disipel. En dan by geleentheid vat Jesus vir Jakobus, Petrus en Johannes op die berg van verheerliking. Nou, die hele gedeelte lees ons daar in Matteus hoofstuk 17, ek gaan nou nie alles vir u lees nie. Toe staan daar in vers 2, en Jesus het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Nou hier sien die disippels 'n sekere mate van die verheerliking van Jesus. So daar sien hulle dit wat hulle nog nie voorheen gesien het van wie Jesus is. So hier is kan u sien, soos Johannes saam met Jesus loop, so sien hy meer en meer en meer wie Jesus is. Het hy 'n groter ontdekking van die persoon van Jesus. En dis wat hy in elke een van ons se lewe wil doen. Hy wil progressief homself aan ons openbaar, meer vir ons wys van wie hy is, van sy persoon, want hoe meer ek van hom weet, hoe meer intiem word die verhouding waarin ek met hom staan. Hoe meer kan ek hom vertrou, groter is my geloof, en hoe meer vorder ek op die pad van geestelike groei. Nou lees ons in Johannes 20, daar van vers 19 af. Dis nou na Jesus opgestaan het uit die dood, verskyn hy aan hulle, en dan lees ons in vers 19, en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, die deure van waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom, in hulle midde gestaan, en aan hulle gesê, vrede vir julle. So nou is dit al, onthou, Johannes was die een wat by Jesus se kruis gestaan het. So, met die kruisiging, sien Johannes dan iets anders van Jesus. Hy sien sy offer, hy sien die prys wat betaal is. Nou wil ek net gou vir 'n oomblik vir u sê, kan u dink, as jy 'n openbare teregstelling moet sien? Jy sal vannag nie slaap nie. Jy sal, dit is iets verskriklik. Die verdere gedagte is, as dit iemand is wat jy ken, wat in openbaar tereggestel word. Maar dan die toppunt van dit alles is, as jy besef, maar is eintlik in jou plek, waar daardie persoon tereggestel word. Dit moes 'n ontsettende invloed in Johannes se lewe gehad het. Hier het Jesus nou gesterwe. Hy's begrawe. En dan staan hy op uit die dood. En Johannes is daar in die vertrek, toe Jesus die volgende oomblik aan hulle verskyn en vir hulle sê, Shalom. Daar blaas hy op hulle. En
sien hulle daar 'n openbaring van Jesus wat hulle nog nie voorheen gesien het nie. Onthou, hulle het nou baie dinge gesien. Hulle het gesien hoe dooies lewendig word, hoe brood vermeerder, hoe siekes gesond word, hoe Jesus op die water loop, hoe daar die water aan wyn verander, en so kan ons aangaan met alles wat hulle gesien het in daardie 3 jaar wat hulle saam met Jesus geloop het. Die verheerliking, hulle 3 in die besonder, daar in die tuin van Getsemane, toe Jesus gebid het, 'n verdere openbaring van wie hy is. Nou die kruisiging, en dan na die kruisiging die verheerlikte Here Jesus wat aan hulle verskyn. En so word Johannes se verhouding met Jesus net meer en meer en meer intiem, want daar's 'n groter openbaring elke keer van wie Jesus is, tot dan in Openbaring 1. In Openbaring 1 vers 10, dis 'n redelike lywige gedeelte, u moet dit maar self lees, Openbaring 1 van vers 10 af. Hy sê, en ek was in die gees op die dag van die Here, toe ek agter my 'n groot stem hoor, soos van 'n basuin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit aan die 7 gemeentes. En dan sien ons in vers 17, sê Johannes, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en sy regterhand op my gelê, en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en dit wat u verder daar lees. En hier sien Johannes vir Jesus. Onthou, hy ken Jesus nou al baie goed, lanksaam met hom geloop. Hy het gesien wat baie min mense op hierdie aarde gesien het. Johannes het waarskynlik die meeste gesien van enige iemand op die aarde. En hier sien hy 'n openbaring van Jesus, soos hy dit nog nooit voorheen gesien het nie, dat hy soos 'n dooie op die grond neerval, en Jesus kom staan by hom, en hy lê sy hand op hom. So het nou al by geleentheid gesê, die Oud-testamentiese openbaringe van God het altyd gepaard gegaan met vrees. Hier kom Johannes dan, en hy sien Jesus soos nog nooit tevore in die lewe nie. En Jesus begin met hom praat, hy lê sy hand op hom, hy tel hom op, en hy begin vir hom die openbaring gee van Openbaring. Nou sien ons, hoe dat ons vir Jesus kry, tussen die 7 goue kandelaars. Hy is in sy gemeentes, hy is tussen sy mense, hulle wat hom gekies het, hulle wat besluit het om hom te volg. Nou sit in ons lewe presies dieselfde. Wat gaan my geestelike lewe bepaal? My openbaring van die persoon van wie Jesus is. Hoe gaan ek hierdie openbaring kry van wie Jesus is? In sy woord, deur die Heilige Gees, deur die Heilige Gees te vertrou, dat hy Jesus aan my sal openbaar in sy woord, deur sy woord, dat hy vir my sal wys wie hy is, dat ek soos Johannes, kyk, onthou, ek gaan Jesus heel waarskynlik, daar is mense aan wie hy verskyn, maar heel waarskynlik nie, maar in my gees moet ek Jesus sien wie hy is, sien sy hart vir my, en dit wat hy oor my uitspreek. En die Here seën ons in daardie proses baie ryklik, en ek vertrou dat die Heilige Gees vir Jesus aan u sal openbaar, soos hy hom aan Johannes geopenbaar het, en dit 'n enorme invloed in ons geestelike lewe sal hê.